En ek wil die vraag vra, wie van julle het al stil geword en die vraag gevra, is daar nie dalk meer aan ons verhouding met die Here nie? Is daar iemand wat al gewonder het, is daar nie iets dieper of meer nie? 'n paar. Die goeie nuus is daar is. En vanoggend wil ek vir ons een skrifgedeelte lees uit Matteus 12 uit, vanaf vers 33, en die woord van die Here sê, 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n goeie boom kan nie anders as om goeie vrugte te dra nie, en 'n slegte boom kan nie anders as om slegte vrugte te dra nie. My familie hou in gedagte, hier is Jesus besig om 'n gesprek te voer met die fariseërs en skrifgeleerdes, en dan sê hy vir hulle, julle nes van adders, julle is sleg. Daarom is dit vir julle onmoontlik om goeie dinge te praat. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. 'n goeie mens bring uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, goeie dinge tevoorskyn, en 'n slegte mens bring uit die oorvloed slegte dinge in sy hart, die slegte tevoorskyn. Dit verseker ek julle sal op die oordeelsdag rekenskap moet gee van elke onverskillige woord wat julle sê. Op grond van wat jy nou sê, sal jy eendag vrygespreek of veroordeel word. Ek wil vra, kom ons sluit ons oë en vra dat die Here vanoggend sy woord in ons harte sal seën. Abba Vader, dankie dat ons kan verklaar dat u woord lewend en kragtig is en skerper as 'n tweesnydende swaard. Here, ons verklaar vanoggend dat u woord transformerend en lewensveranderend is. Here, en daarom bid ons dat u Heilige Gees u woord in ons harte sal kom oopbreek, dit op die tafels van ons harte sal neerskryf. Here, dat ons gedagtes dit dag en nag sal oordink, maar ook dat ons as u kinders dit in ons lewens sal toepas, sodat die wêreld om ons kan sien, sonder dat ons iets sê, dat ons kinders van die Allerhoogste is. Here, my gebed is, mag ons nie net u woord hoor nie, mag ons dit in ons lewe uitleef. Here, want ons weet geloof sonder die werke is dood. Here, en daarvolgens kan ons dan ook sê, wanneer ons u woord in ons lewe nie toepas nie, sal dit nie ons lewens verander nie. U woord is nie net teoreties nie, dit is daar sodat ons dit in die praktyk kan toepas. So Abba Vader, ek bid vanoggend terwyl ons as geestelike familie so bymekaar is, mag u hierdie tyd saam seën. Here, mag ons hierdie tyd saam spandeer wetend dis goed om as geestelike familie saam te wees. U heg waarde aan hierdie samesyn, Here, want ons kan met mekaar ons lewens en ons getuienisse deel. Here, maar my gebed is ook, mag dit nie hier stop nie. Mag ons dit gaan uitleef daar waar die tek hierdie teer tref. Here, en ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, want niks wat ons doen kan opweeg teen dit wat u al reeds vir ons gedoen het nie. Here, en daarom bid ons dit net uit die genade van Jesus Christus, en ons dankie daarvoor. Amen. Familie, ek wil so 'n bietjie konteks agter my woord vanoggend met julle deel. En so my preektema vanoggend is die vraag, is dit vrugte of is dit vals? En so tyd terug, sal julle omgee as ek vir julle, soos die Engels dit sê, die backstory vertel van hierdie boodskap? Kan ek julle die storie vertel? Familie, julle gaan my met help preek vanoggend, anderste gaan ek gaan na die afsluitingsgebed toe. Wie is vanoggend opgewonde oor die woord van die Here? Prys die Here. So die backstory van die boodskap vanoggend gaan oor iets waarvoor ek 'n groot liefde het. En so ek vertel julle die agtergrond. In my hoërskool loopbaan en adolessensie het ek agtergekom, ek het 'n redelike groot passie vir musiek. Aanvanklik het ek dromme gespeel. In graad 10 koop ek my eerste gitaar, nadat ek die hele graad 10 deurgespaar het, en
En pappa en mamma my gehelp het, so kort na my verjaarsdag gaan ek na Tom's toe en ek koop vir my akoestiese gitaar, Ibanez Artwood 65. En ek dog by myself, dit is die coolste gitaar wat bestaan. En in daai gegewe oomblik kon ek nie verstaan nie, want in dieselfde winkel waar ek my gitaar gekoop het, hang daar 'n gitaar wat so min of meer 7 keer die prys was. En ek sê vir myself, hoe kan enige iemand dit betaal vir hierdie gitaar? So tyd gaan verby en ek leer 'n paar basiese akkoorde en baie opgewonde. En eendag is ek weer in die musiekwinkel en die ou wat op daai stadium daar werk sê, jy kan die gitaar van die hanger afhaal en met hom speel. 'n Fender Telecaster. Kon nie verstaan hoe enige iemand dit kan betaal vir 'n gitaar nie. En ek haal daai gitaar van die muurhanger af en hulle plak hom vir my in. En toe ek sy nek voel, toe weet ek hoekom mense bereid is om ekstra te betaal vir daai gitaar. Daar's iets anders aan daai gitaar. Julle hoef my nie te glo nie, dis die waarheid. En so toe begin ek, sonder dat ek een besit, baie graag 'n Fender gitaar soek. En dit het 'n hele lang tyd gevat voordat ek my eerste Fender gitaar gekoop het in die Wonga, teen halfprys. En ek was so opgewonde. En uiteindelik toe ruil ek, waar is my ander gitaar is in die gitaarkeis, ruil ek om vir daai een, maar laas jaar, ek gaan die lang storie kort maak, laas jaar het Fender die anniversary van die Stratocaster gehad, so 70 jaar later. In 1954 is die eerste Strat gemaak. En soos iemand wat lief is vir Fender, volg ek hulle orals, op Facebook, op Instagram, op YouTube, orals, en hulle post in die begin van laas jaar 'n foto van 'n reeks van anniversary gitare. En toe ek het sien op Instagram, toe trek my keel toe, want eerstens het ek gedink, ek gaan 10-1 in my lewe nooit so 'n gitaar in lewende lywe sien nie. Tweedens het ek gedink, as ek hom ooit sien, gaan ek dit nie kan bekostig nie, want dit is nie net 'n Fender nie, dis 'n spesiale Fender. En so ek wil vanoggend dit gebruik as 'n preekillustrasie, want as jy 'n Fender in jou hand het, is daar 'n paar goed wat vir jou laat weet, dit is 'n Fender. Die eerste ding is, op die headstock staan Fender. Agterop is 'n serial nommer, en as jy dit op Google intik, gaan Google sê, dis 'n Fender. Hier agter waar die nek aan die body vaskom, moet Fender staan, en op hierdie ene staan 70th anniversary. So, net om vir julle te vertel hoe dit gebeur het, na ek en Simi verloof is ons sterk op pad om by die loof om in die bosfees te gaan sing, en ek moet gaan snare koop, want snare breek. En ek stap die dag in Bothners in, doelgerig, want ek het nie geld vir 'n gitaar nie. En ek sê vir hulle, ek soek asseblief die pakkie snare, 9-46 is die gauge wat ek soek vir my gitaar. Hulle gee vir my 2 pakkies, vir ingeval 1 breek by in die bos, dan kan ek vinnig restring. En die ou wat daar werk sê vir my, Franco, het jy gesien wat hang daar teen die muur? En toe ek opkyk, toe sien ek die gitaar wat ek gedink het ek in my lewe net op Instagram sal sien. En so ek doen toe dit wat ek die beste moontlik gedink het. Ek pik 'n traan, ek ry huis toe, ek kry vir Simonei, ek maak die beste puppy dog eyes wat ek in die lewe kan maak. Soos die wonderlike vrou, verloofde wat sy daai tyd was, sê sy sal dit vir my koop. En ek so opgewonde oor hierdie gitaar. Nou fast forward 'n paar maande terug in hierdie jaar, kom ek hier aand by die huis, en Rikus, want dis deel van die verhaal, my boetie is net so lief vir 'n gitaar. En hy lei my in die versoeking, want daar so gaan nie 'n gitaar deur Marketplace, wat soos die moeite werd lyk, wat Rikus my nie van sal laat weet nie.
En ek kom hier aan by die pastorie en hy sê vir my, het jy gesien, daar is 'n Fender op Marketplace vir R2000. Nou familie, ek gaan nie pryse met julle deel nie, maar R2000 vir 'n Fender. Ek sê vir hom, ou, ons kan hom koop vir R2000, hom verkoop vir 5 keer die prys en wins maak. So, die gitaar is by Cash Crusaders Pick n Pay. En ek weet, dis nie in my en Simi se budget nie, so ek doen wat ek die beste goed dink om te kan doen. Ek gaan huis toe, ek kyk vir Simi in die oë, ek maak my beste puppy dog eyes, en die goeie vrou wat sy sê vir my, weet jy wat jy moet doen? Ek sê, ek is nie seker nie. Sy sê vir my, jy moet seker maak, jy is by Cash Crusaders voor die deure oopmaak. So die volgende oggend, Cash Crusaders maak 9 uur oop. 8:30 staan ek voor die venster, want ons 'n Fender vir R2000. En ek kyk deur die venster, die mooiste Candy Apple Red Telecaster wat jy kan sien. As jy op die Facebook foto's kyk, is dit 'n Fender sonder twyfel, R2000, dit klink onmoontlik. En is 'n ware verhaal, jy kan op die CCTV kameras by Southern Center gaan kyk, dit het gebeur. Die personeel kom sê vir my, sir, we are not open yet. Toe daai deur oop gaan, want hier staan 'n paar mense wat ek bang was, is ook daar vir dieselfde rede. Toe daai deur oop gaan, is ek in, reguit na die keis toe, want ek en Rikus gaan 'n Fender koop vir R2000 en ons gaan wins maak. En so ek hardloop by daai winkel in, na die keis toe, want ek het gesien waar die gitaar was deur die venster en ek tel hom op. Familie, net soos wat jy weet wanneer jy 'n regte Fender optel, weet jy wanneer jy 'n fake Fender optel. En so ek draai die R2000 se Fender na my toe en ek kyk na die headstock en die eerste ding wat ek sien is iemand het 'n Fender sticker op 'n gitaar geplak wat nie 'n Fender is nie. Ek wil nie vir julle sê hoe ontsteld ek was nie. Want om dit in konteks te plaas, Fender is so nice, hulle het 'n goedkoper brand gemaak wat made in China is, dit word Squier genoem. En toe ek daai gitaar optel en ek sien die sticker, toe weet ek, dis nie 'n regte Fender nie, dis 'n sticker. En intussen kom die verkoopsman by my aan en hy sê, nee, dit is 'n regte Fender. Daar staan Fender op en ek draai hom om. Daar staan nie Fender op die blaadjie nie. En hier is toevallig ook 'n sticker geplak, sommer custom shop. Gelukkig het elke gitaar 'n serialnommer. En jy stry met my want hy wil 'n seil maak. Meneer, dit is 'n regte Fender. Ek sê vir hom, ek weet, 'n regte Fender het sekere komponente. Dis nie 'n regte Fender nie. Nee, dit is 'n regte. Ek sê dit is nie 'n regte Fender nie. So ek Google die serialnommer en Google sê dis nie 'n regte Fender nie. Familie, en ek was so ontsteld, want wie doen dit? Wie plak 'n Fender sticker op 'n Squier en dink nou is dit ewe skielik 'n Fender? Daar's komponente missing. 'n Fender se komponente het 'n sekere gehalte, 'n sekere kwaliteit. As jy oor die fretboard vryf, is dit glad en die gesegde is nie verniet. Slow is smooth en smooth is fast nie. Jy weet dis 'n Fender, maar ek het geweet dit is nie. En so nou sit julle dalk vanoggend hier en dink, Frankie, jy het nou hierdie hele lang storie vertel oor hoe teleurgesteld jy was oor dat iemand 'n Fender sticker op 'n Squier geplak het. Wat het dit met die woord van die Here uit te waai? Hier is die scary realiteit, familie. Ons as kinders van die Here dink, ons kan 'n sticker op ons lewens plak en mense sal nie weet nie. Ons dink ons kan op Facebook by Religion sit Christianity en dit maak 'n Squier 'n Fender. Dit doen nie. Op Facebook Marketplace het dit soos 'n regte, egte Fender gelyk. So naby dat hulle my gekry het om vroeër op te staan om betyds te wees om hom eers te kan koop. Maar van naby af was die komponente nie reg nie. En so hier's waar ons as kinders van die Here staan, ons kan
op ons Facebook bio sê Christianity, 'n sticker. Maar die realiteit van die saak is, as ons lewens nie die vrugte daarvan wys nie, sal mense wat met groot opgewondenheid naby kom, kan sien, die is nie die komponente van 'n kind van die Here nie. En so ek wil vir ons lees, interessante agtergrond oor die woord Christen, wat ons dikwels as 'n sticker gebruik. Hierdie woord word die eerste keer in Handelinge 11 gebruik. En ek lees vir ons vanaf vers 19, hier is 'n paar moeilike woorde, ek het gisterand vir mamma gebel en gesê, help my met die uitspraak, want ek wil dit nie verkeerd kry nie. Maar die woord van die Here sê, die wat dan verstrooi was, deur die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan het die land deurgegaan tot by Fenisië en Cyprus en Antiochië, sonder om tot iemand die woord te spreek, behalwe tot die Jode alleen. En daar was sommige van hulle, Cypriese en Sireneese manne, wat in Antiochië gekom het, en met die Grieksprekende Jode gepraat, en die evangelie van die Here Jesus verkondig het, en die hand van die Here was met hulle, en 'n groot getal het gelowig geword, en hulle tot die Here bekeer. En die berig hiervan het die gemeente wat in Jerusalem was ter ore gekom, en hulle het Barnabas afgestuur om die land deur te gaan tot by Antiochië. En toe hy daar kom en die genade van God sien, was hy bly en het almal vermaan om met hartlike voorneme aan die Here getrou te bly, want hy was 'n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof, en 'n aansienlike skare is aan die Here toegebring. Toe vertrek Barnabas na Tarsus om Saulus te soek, en toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië gebring, en hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saam vergader, en aan 'n aansienlike skare onderwys gegee, en die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. Familie, so ek wil 'n bietjie agtergrond gee oor die woord Christen wat ons onsself noem. Interessante gedagte, die woord Christen is afgelei van die Griekse woord Christianos, wat beteken eiendom of volgeling van Jesus. En nou hier is die dramatiese ironie van die woord. Die vroeë kerk het nie hulle self Christene genoem nie. Die buitestanders het hulle Christene genoem. Omdat hulle duidelik kon gesien het, dat hierdie mense die komponente het van die eiendom van Jesus Christus. En so nou, ek wil julle nou nie op hol jaag nie, maar in my voorbereiding toe gaan kyk ek weer na die klein gedeeltetjie net op Facebook wat sê religion. En ek het slegte nuus vir die squires wat venderstickers opplak. Facebook het dit weggevat. So as jy nie op jou Facebookblad kan sit Christianity nie, is my vraag vanoggend, hoe gaan die wêreld weet? Waar gaan ons nuwe stickers kry? Hoe gaan ons die komponente van ons lewens wat nie in lyn is met die vrug van die Heilige Gees en met die woord van God, hoe gaan ons dit toeplak sonder daai deel op sosiale media? Want die realiteit is, dit help nie ons noem onsself Christene, maar die komponente stem nie ooreen. Die serialnommer, as jy die serialnommer van jou lewe Google, my nie verloor nie, daar is nie regtig 'n serialnommer nie. Maar as jy dit kon Google, is my vraag vanoggend, gaan Google se resultate uitgooi dat jy missiegedrewe,
kind van die Here is, gewas deur die bloed van die lam? Of kan dit moontlik uitgooi dat daar 'n stiker is? Vrug of vals? So die goeie nuus vanoggend is, ons as kinders van die Here het die geleentheid om deur die kragwerking en leiding van die Heilige Gees seker te maak dat die komponente van ons lewens ooreenstem met ons roeping deur ons Here Jesus Christus. En so dis nie eers vir my 'n gewaagde stelling nie. Ons is nie geroep om onsself Christene te noem nie. Ons is geroep om sonder twyfel onbeskaamd kinders van die Here te wees, gekoop deur die bloed van die lam. Ons is geroep om sy kinders te wees. En kinders van die Here het die regte komponente. So ek gaan die boodskap vanoggend nie eers te lank maak nie, maar ek wil vir 'n oomblik stil staan by 'n paar van hierdie komponente wat veroorsaak het dat toe die buitestanders in Antiochië naby genoeg aan die volgelinge en eiendom van Jesus Christus kom, hulle sonder twyfel kon gesê het, hierdie is the real deal. Hierdie is nie Facebook status Christene nie. Inteendeel, hulle noem hulle self nie Christene nie, hulle noem hulle self disippels, volgelinge. Die weg na Jesus. En as jy naby genoeg kom en weet wat hulle bely en verklaar, dan sien 'n mens dat die komponente in hulle lewens dieselfde sê. So ek wil hê ons moet vir 'n oomblik hier in Handelinge stil staan. Want die eerste manier hoe die buitestanders kon geweet het, this is the real deal, is die vroeë kerk, die vroeë disippels was missie gedrewe, besig om tydig en ontydig die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Hulle was missie gedrewe, kon dit gesien het. En dit is baie ironies, want ons lewe in 'n tyd waar daar maklik gepost word, ek sal tronk toe gaan vir my geloof. Ironie is, baie mense wil nie eers kerk toe gaan vir hulle geloof nie. So daai mense het nie in maklike tye die evangelie verkondig nie. Hulle het nie sosiale media gehad waarop hulle dit kon livestream nie. Hulle het met hulle voete geloop van Jerusalem af tot Antiochië. Hulle het met skepe gery so ver as wat hulle moontlik kon om mense aktief te gaan vertel, Jesus leef en hy leef tot in alle ewigheid. Hulle was aktief besig om die evangelie te verkondig. Die tweede deel is, en hier is iets mooi by, hulle was in die wil van die Here, want die hand van die Here was met hulle. En familie, dit is maklik vir ons om te bid, Here seën dit wat ons doen. Wat moeiliker is vir ons is om te bid, Here mag ons u wil doen, want u wil is klaar geseënd. En so, Therapia familie, as ons in lyn is met die wil van ons hemelse Vader, sal die hand van God oor ons geestelike familie wees, en ek glo hy is, want die Here het al wonderlike en kragtige werke gedoen in hierdie kerk. Nie omdat hierdie kerk die enigste kerk is wat die waarheid verkondig nie, nee, maar omdat ons op ons visie en missiebord sê, ons soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. So, hulle was aktief besig, missie gedrewe in die wil van die Here. Hulle was getrou aan die Here. Familie, kom ons breek dit klein bietjie af. Miskien is die van my geestelike familie wat vanoggend hier is en dink, maar my hele lewe is nie 'n sticker nie. Maar daar is dalk een of twee komponente waar daar 'n sticker is.
Ons moet in alles wat ons doen getrou wees aan ons hemelse Vader. En moet my nie misinterpreteer nie, nie volmaak nie, want nie een van ons is nie. Maar in wat ons doen, moet ons getrou wees aan ons hemelse Vader, aan ons roeping en aan die groot opdrag wat hy vir ons gegee het. En dan baie belangrike punt. Die ander komponent. Mense kan wegvat van 'n ware kind van die Here af nie. Is hulle was vol van die Heilige Gees. En ons is nou kort deur die tyd van Pinkster. Maar ek verklaar vanoggend weer, as ons as geestelike familie nie deur die krag van die Heilige Gees in ons lewens en deur ons lewens beweeg nie, en as die Heilige Gees nie teenwoordig is in dit wat ons doen nie, dan wil ek dit eerder nie doen nie. Want sonder die leiding van die Heilige Gees kan ons as kinders van die Here niks doen nie. Dis amper, wil ek sê, die belangrikste, onlosmaaklikste komponent van the real deal is jy beweeg deur die leiding van die Heilige Gees. As jy nie die Heilige Gees in jou lewe het nie, gaan mense naby kom en dink, hey, jy is die persoon wat elke dag 'n Bybelversie met mossies opstuur. Maar die komponente is nie in lyn nie, want jy beweeg nie in die wil van die Here deur die leiding van die Heilige Gees nie. En die volgende, laaste komponent waarby ek vanoggend wil stil staan. Die vroeë kerk, volgelinge en disippels van Jesus Christus het onwrikbaar geglo. Hulle was vol geloof. En weet julle, hier is die goeie nuus van ons geloof en verhouding met die Here. Daar gaan 'n dag in ons lewens kom waar dit nie meer gaan nodig wees om te glo nie. Hi Franco. Want Hebreërs sê geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Die goeie nuus is, deur ons geloof gaan ons eendag van aangesig tot aangesig sien, en dan gaan ons nie meer hoef te glo nie, want ons gaan weet. Maar in die spasie waar ons nou is, moet ons onwrikbaar glo. Dis onmoontlik om in verhouding met die Here te staan sonder geloof. Ons kan dit nie doen nie. En so dis partykeer moeilik, want hierdie is 'n veilige spasie. Maar ek weet die lewe hier buite is nie so maklik en so eenvoudig nie. Dis juis hoekom ons geloof nodig het. Dis juis hoekom ons daardie vaste vertroue nodig het. Om te weet, die koning wat ek dien, het my nog nooit geval nie, en hy sal nie vandag begin nie. En so ek sluit regtig af met die gedagte, ek's nie iemand wat maklik aan die slaap raak in die aande nie. Ek kry vir Simi jammer, want dit vat my op gemiddeld 40 minute om hierdie brein van my af te skakel. En dan word ek die volgende oggend wakker en ek weet nog steeds nie hoe dit gebeur het nie. Maar een van die grootste stiekers wat ons kan plak is dat ons kerk gaan. En die probleem is, Christene wag om kerk te gaan. Iets amazing het hierdie laaste tyd in my lewe gebeur. En ek getuig dit vir julle. Ek het altyd gesukkel om aan die slaap te raak, en dan sukkel ek om wakker te word. Nou sukkel ek om aan die slaap te raak, want ek kan nie wag om wakker te word nie.
Want die verskil tussen kerk gaan en kerk wees is, dis wonderlik om hier saam met julle te wees. Ek kon nie wag om by julle te wees nie, want ek's lief vir julle almal. Maar ek gaan vanaand nie kan slaap nie, want ek kan nie wag om môreoggend kerk te wees nie. En so ons moet die stiker van kerk gaan afhaal, sodat ons kerk kan wees in 'n wêreld wat the real deal nodig het. Ons kan dalk die mense om ons flous met die stickers. Die arme ou wat daai gitaar gekoop het. Ai, weet jy wie doen dit nie? Want hy het nie geweet wat die regte, ek het geweet, daai is nie 'n vender nie. En so ons kan dalk jou buurman links of regs of die mense by jou werk flous met die sticker. Skerry realiteit familie is. Vir die een wie dit saak maak, weet presies of is dit vrug en of is dit vals. So ek wil vanoggend die spasie skep. As al van ons geestelike familie is, en miskien is dit nie in jou hele lewe nie, miskien is dit 'n area van jou lewe. Miskien is dit daai spasie van my huwelik behoort aan die Here, maar die komponente, shaky. My finansies behoort aan die Here. Moeilike spasie, kom ek nie te lank daar dwaal nie. My werk dra ek op aan die Here. Maar my baas maak dat die ander komponente uitkom. Elkeen kan aan die spasie dink. Miskien is dit jou hele lewe, miskien is dit 'n spasie van die stickers is te veel. Maar ek maak vanoggend die uitnodiging, want dis tyd dat dit wat vals is afgetrek word, sodat die vrug van die Heilige Gees sigbaar kan wees. Dis tyd dat kerk gaan, nie gaan oor die routine nie, maar oor die opgewondenheid om op 'n maandag en 'n dinsdag en 'n woensdag en 'n donderdag en 'n vrydag kerk te wees. Met die regte komponente, missie gedrewe, aktief, in die wil van ons hemelse Vader, getrou aan die Here, vol van die Heilige Gees en met onwrikbare geloof. So as daar iemand vanoggend is wat, miskien was die preek, miskien het ek dit in 'n moeilike spasie ingebring om nou te sê, ja, daar's 'n sticker of twee. Maar as daar iemand is vanoggend wat weet dat julle weet, daar's areas van jou lewe waar daar stickers is, wat nie the real deal is nie, waar die komponente en die serial number nie ooreenstem met die WhatsApp status of die Facebook status nie. En jy wil vanoggend sê, ek is moeg vir die stickers. Ek's moeg vir die voorgee. Ek's moeg vir die routine. I want to be the real deal. Ek wil nie vir mense hoef te sê nie. Ek wil as hulle naby genoeg kom, moet hulle dit vir my sê. Moet hulle dit my noem, nie ek myself nie. Omdat die komponente in lyn is. En as dit jy vanoggend is, wil ek jy net daar waar jy is, moet jy jou hand opsteek. Ek gaan nie eers sê, kom ons maak ons oë toe nie. Dis 'n wonderlike spasie om te sê, ek wil voluit vir Jesus lewe. Geen stickers nie, geen valsheid nie, vrug. En soos jy die besluit wil maak om seker te maak die komponente is in lyn met die een wat jou geroep het, is hierdie die spasie. Te sê, ek wil die vrug dra. En ek wil julle uitnooi, as daar iemand is wat in hierdie spasie in wil beweeg, om saam met my jou hand op te steek. Saam met my op te staan, te sê, elke deel wil ek getrou wees
aan dit waarvoor die Here my geroep het. Familie, as julle wil, kom ons staan saam en kom ons sluit hierdie diens af. Abba Vader, wat 'n wonderlike eer en voorreg om saam met ons geestelike familie hier te staan, Here, met hande wat opgaan en sê, ek wil vrug dra, ek wil nie vals wees nie, onbeskaamd voor die koning van alle konings. Here, en vanoggend bid ek vir ons geestelike familie oor die lengte en die breedte van hierdie aarde, maar ook vir ons geestelike familie wat vanoggend in hierdie gebou is. Here, U sien elke hand wat opgegaan het, U ken elke hart, elke gedagte. Here, U weet waar die komponente nie in lyn is daarmee om 'n kind van die Here te wees nie. Maar Vader, so ek bid vanoggend die Heilige Gees oor elkeen wat hulle hand opgesteek het. Here, mag hulle gevul word deur U Heilige Gees. Here, sodat hulle aktief, missiegedrewe kinders van die Here kan wees, gekoop deur die bloed van die lam. Here, sodat hulle kan opstaan in elke spasie en sê, ek en my huis sal die Here dien. En so as jy jou hand opgesteek het, wil ek vra om onbeskaamd saam met my te bid. En julle kan agter my aanbid, ek sal julle lei in gebed. Abba Vader, ek is jammer vir die stickers wat ek geplak het. Ek bid dat deur die krag van die Heilige Gees U die komponente in my lewe in lyn sal kry, sodat die mense om my kan sien dat ek 'n diergekoopte kind van God is, wat werk aan die missie van ons hemelse Vader. Jesus, vergewe my sondes. Help my om dit nie weer te doen nie. Ek nooi U om koning van my hart te wees. En ek gee my lewe in totaliteit aan U oor. In Jesus naam. Amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra. Gaan like en volg ons op sosiale media sodat julle nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit, word deel, word betrokke as jy in die omgewing is, kom kuier. En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af.